Goeiemôre gemeente. Baie hartlik welkom. Maar hierdie kerkraad is lawaaiig, hoor. Ons kom met 'n groot gejuig hier in vanoggend, want dit is lekker. Ons is opgewonde om vanoggend hier te wees en soos julle kan sien, het ons ook die voorreg vanoggend om aan die tafel van die Here te kan aansit. Vir baie van ons jong mense is dit hulle eerste geleentheid om aan die tafel van die Here aan te sit. Eerste keer dat hulle ook nagmaal kan gebruik. So dis vir hulle ook baie spesiaal, ook saam met hulle ouers. Baie welkom vir almal. Ek sien daar's van ons besoekers wat weer terug is. Oom hulle baie welkom wat vir ons kom kuier hier vanoggend. Ansie wat ons oralis is vanoggend wat die eerste keer hier so by ons kom speel. Baie hartlik welkom ook vir jou en vir almal aanlyn. Almal wat aanlyn ingeskakel is, waar jy ook al is. Baie hartlik welkom en onthou, soos ons gesê het, dis nagmaal, so ons nog 'n oomblikie as jy vinnig jou broodjie en jou druiwesap of wyn wil regkry, dan is jy baie welkom dat jy later saam met ons nagmaal kan gebruik. So een en elk baie hartlik welkom. So na die tyd sal ons 'n enkele afkondiging of twee net met julle deurpraat, maar kom ons berei onsself voor vanoggend om in die teenwoordigheid van die Here te kom. Ek glo elkeen is hier. Soos wat jy hier ingekom het, party van ons, jou omstandighede wat jou vanoggend hierheen gebring het, daai roepstem vanoggend, daai afspraak wat jy met die Here het, en ek glo jy sit hier met 'n verwagting. Of as jy nie gekom het met 'n verwagting nie, raak net vir 'n oomblik stil. Raak net vir 'n oomblik stil daar waar jy is, en kom ons sluit net jou oë vir 'n oomblik, en skakel net alles uit. Maak jou oë toe. Haal rustig asem, raak teenwoordig. Raak bewus van die feit dat jy hier is in die Here se teenwoordigheid in sy huis. Om hom te kom aanbid. Net diep weer onder die indruk te kom van sy liefde vir jou. Haal lekker diep asem. Wees in hierdie oomblik. Ons kom vandag ook om aan die tafel te kom aansit. Hierdie tafel is 'n tafel van genade, tafel van liefde. Dis 'n uitnodiging wat ons ook het om vanoggend te kom aansit. Mag jou hart se klop 'n bietjie stadiger klop. Jou gedagtes bietjie minder maal en net hier wees in hierdie oomblik. Dankie. Ons lied ter voorbereiding vir oggend is lied 514, lied 514, ons sing daarvan strofe 1 en 2. Dit is 'n lied wat vir ons vertel en waarin ons bely, ek weet verseker, Jesus is Heer. Ons sing daarvan strofe 1 en 2, ons sing dit staande en dan bly ons staan vir die uitspreek van die fotum en die seëngroet en daarna sal ek vir ons die lofsang aankondig. Master
Jesus sê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Liefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seën en ons sing as 'n loflied, sing ons dan lied 190, daarvan al 3 die strofes. Sien so hier met die een oog kan ek sommer net welkom sê, want vanuit die hele wêreld uit is mense ingeskakel van die Kaap en Kleinmond en Engeland, 'n koue Engeland. Sonnetjie skyn lekker by ons julle. En dan natuurlik Vassie se ouers sien ek het gaan kuier in Nieu-Seeland, so julle moet lekker kuier. Baie welkom by ons vanoggend. 'n Klein dogtertjie het vir haar ma gevra toe sy sien hoe haar ma nou skaapbout in die oondpan sit. Toe vra sy vir haar ma, hoekom is dit so dat ma altyd die kante van die stuk vleis afsny? Die ma het so rukkie gedink en sy dink toe maar, dink die rede is ons sny die punte af sodat die sous lekker in die vleis kan en die speserye kan lekker deurtrek en die vleis lekker sappig is. Sy sê, maar ek is nie doodseker nie, gaan vra vir ouma. Ouma het dit altyd so gedoen. En toe die dogtertjie by ouma kom, toe vra sy ook, ouma, hoekom is dit so dat ouma altyd die kante van die vleis afgesny het? En die ouma sê, sy dink ook, dit is so dat die speserye kan lekker deurtrek en die sousie kan deurkom, dat die vleisie lekker sappig is op die einde, maar miskien moet sy vir ouma Groot gaan vra, want ouma Groot het dit altyd so gedoen. En toe die dogtertjie nou redelik moedeloos is vir hierdie storie, en bietjie gefrustreerd is, vra sy vir ouma Groot, sy klim op haar skoot en sy sê, ouma Groot, hoekom het ouma altyd die punte van die vleis afgesny voordat ouma dit in die oond gesit? Sy sê, maar dit het nie altyd in die bak gepas nie, so ek moes dit doen. Nou dis waaroor vandag gaan. Ek dink ons baie kere in die lewe doen ons goed,
Ons doen goeders uit gewoonte, en ons vra nie altyd, hoekom doen ons dit nie? En dit is die bedoeling dan vanoggend se boodskap, is juis om hierdie gewoontes en gebruike wat ons ontwikkel, dat ons nie vergeet hoekom ons dit doen nie, want as ons dit vergeet, dan kan die betekenis daarvan so maklik verlore raak, veral wanneer dit kom by 'n nagmaal, dat ons nie altyd vra, maar hoekom doen ons dit so? Wat is ons besig om te herdenk nie? En dit is dan vanoggend se boodskap, dat ek graag met julle net weer eens wil deel, die van julle wat dalk besoekers is vanoggend, dalk 'n eerste keer hier by ons is, ook vir ons jong lidmate, te verduidelik, maar wat beteken nagmaal, en hoekom doen ons dit nou weer? Hoekom eet ons klein porsies brood, gaan ons definitief nie versadig maak nie, en hoekom vat ons 'n klein slukkie wyn? En daarom is tema dan vanoggend is brood wat vertel, en wyn wat herinner. Die gedeelte waarna ons gaan kyk vanoggend, as jy in jou Bybel saam met my wil volg, gaan ons kyk in 1 Korintiërs. Ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs 11, daar vanaf vers 23 tot 29, jy kan net jou Bybel daar oophou. Ons gaan by elke gedeelte gaan ons 'n sekere, by elke punt sal ons 'n gedeelte dan saam lees. Ons gaan kyk na 4 verskillende redes, hoekom ons nagmaal vier. Hoekom vier ons nagmaal? Die heel eerste rede is logies om te onthou. Hierdie is 'n maaltyd van onthou, 'n maaltyd om ons weer te herinner aan iets baie besonders wat gebeur het. Kom ons lees vers 23 tot met vers 25. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Baie bekende woorde wat Paulus hier skrywe, en as hy dit hier skrywe, dan verwys hy natuurlik na Jesus se laaste maaltyd, wat Jesus ingestel het saam met sy disippels. En wanneer Jesus daai maaltyd instel, het hy interessant genoeg 2 dinge gedoen. Eerstens het Jesus iets ouds geïnterpreteer. En dit wat oud is, wat Jesus hier interpreteer, is die Paasfees. Die Paasfees wat die Jode gevier het, om hulle uittog uit Egipte te herdenk. Julle onthou, die Egiptenare verdruk die Israeliete, onder leiding van Moses word hulle bevry, en die laaste aand, voordat hulle uit Egipte uit wegtrek, sê God, dat hulle die Paasfees moet instel. 'n lammetjie, sonder enige gebrek, wat geslag moet word, en as 'n mens nou mooi dink, waarna jy wys daai lammetjie sonder gebrek heen, as ons 'n groot sprong maak na die Nuwe Testament, na Jesus, nee, die volmaakte offer wat later sou kom. Maar daar, wanneer hulle op die vooraand is van die uittog, 'n lammetjie sonder enige gebrek, die bloed wat aan die deurkosyne moes gesmeer word, sodat die doodsengel kon weet, by daai huise moes hy verbygaan. Daai huise was beskerm deur die bloed. En dan ook daarmee saam met hulle brood geëet. Jesus ken hierdie. Hy ken die Paasfees. Dis kom hulle in Jerusalem was om dit te vier. So die Paasfees was 'n ou fees wat gevier is. Maar nou kom Jesus en hy kom met iets nuuts. Jesus het iets nuuts ingestel met die gebruik van die nagmaal. Ek wil by elke punt wil ek 'n verhaaltjie vertel, om ons miskien beter te help onthou. Ons onthou ons beter met stories, om ons beter te help onthou van hoekom ons nagmaal vier. So die eerste punt is onthou. Toe die Vietnamese oorlog uitgebreek het,
is 'n baie jong gegradueerde is toe opgeroep vir die oorlog om 'n klompie troepe soldate te lei. En hierdie jong man het alles in sy vermoë gedoen om hierdie klompie soldate wat aan hom toevertrou is, so goed as moontlik te beskerm. Maar een aand is hulle in 'n geweldige geveg gewikkel. Na ure het hy daarin geslaag om hulle almal behalwe een na veiligheid te bring. Terwyl hulle daar in die loopgraaf lê, hoor hulle die ander makker wat beseer is, 'n end weg van hulle krul van die pyn en skreeu. Maar hierdie hele groepie soldate besef dat daar is nie 'n manier dat hulle hierdie jong soldaat wat beseer is kan red sonder dat die een wat sy lewe gaan waag daarvoor gaan moet boet nie. Maar hierdie jong luitenant hy het toe gegaan. En hy die beseerde soldaat het hy na veiligheid gedra. Maar op die einde van die dag is die beseerde en gewonde soldaat is gered, maar die luitenant het daarvoor betaal met sy lewe. Nadat al die soldate teruggekeer het huis toe en nadat hierdie geredde soldaat by die huis was, het die luitenant se ouers gehoor dat hy daar naby is, in die omgewing was, en hulle het hom toe genooi vir ete. Want hulle wou graag hierdie jong man ontmoet, vir wie hulle seun sy lewe opgeoffer het. En die jong man het gekom, maar toe hulle geëerde gas arriveer, was hy duidelik dronk. Hy was luid, hy was arrogant, en hy het ongure grappe vertel. Die hartseer ouers het alles in hulle vermoë gedoen om betekenis aan hierdie besoek te gee, en om het sinvol te maak, maar dit was wat te vergeefs. Toe die soldaat uiteindelik ry, het sy pa die deur toegemaak en sy ma het in trane in mekaar gesak en sy het gesê, is dit wie ons kind sy lewe voorgegee het? Die antwoord is, dit is meer as dit wat Jesus vir ons gedoen het. Meer as dit het die Here sy lewe vir ons kom gee, toe ons ook nog sondaars was. Toe ons dit ook nie verdien het nie. Net soos wat hierdie jong man nie dit verdien het, dat hierdie luitenant sy lewe vir hom opoffer nie. Net so en nog minder het ek en jy verdien dat God sy seun gestuur het om vir ons te sterf. Romeine 5:8 sê vir ons, Jesus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. En dit is wat die bedoeling is van vanoggend, om dit te onthou. Om te onthou met ons lewe, wat ons lewe, nou dat ons hierdie weet, hierdie goeie nuus weet, dat die Here vir ons gesterf het. Is die vraag nou, hoe leef ons lewe verder? Lewe ons 'n dankbare lewe, 'n gelukkige lewe, 'n lewe vol blydskap en diens? Of getuig ons lewe ook dalk soos hierdie soldaat van ondankbaarheid, van 'n lewe ver van God, wat ons nie besef wat die Here Jesus regtig vir ons gedoen het nie. So wanneer jy aan die tafel vanoggend kom aansit, is die eerste ding wat jy moet doen is om te onthou. Onthou dat die Here Jesus vir jou gesterf het. Die tweede deel van die nagmaal, om te onthou eerstens, maar ook om te verkondig. Nagmaal is ook 'n stuk verkondiging. Dat wanneer jy hier opstaan en iemand vra vir jou, wat beteken hierdie nagmaal vir jou? Wat beteken dit vir jou persoonlik? Dat jy 'n antwoord het om op gereed te wees om te sê, maar die nagmaal beteken vir my die volgende. Vers 26 sê, elke keer
As julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van ons Here totdat hy weer kom. So elke keer is 'n geleentheid om te verkondig dat die Here se goedheid en guns oneindig groot is. Hierdie maaltyd is nie net 'n maaltyd van terugkyk nie, maar dis ook 'n maaltyd van vorentoe kyk. Want wanneer ons die nagmaal gebruik, verkondig ons totdat hy weer kom. Nou, een van my gunsteling verhale is seker die van Max Lucado, wat hy in een van sy boeke vertel van 'n sendeling. 'n Sendeling wat 'n klompie inboorlinge bedien het in Brasilië. En hierdie klompie inboorlinge het, daar was 'n siekte wat onder hulle uitgebreek het, 'n aansteeklike siekte wat sy tol geëis het, en by die dag is mense dood. Mediese hulp was beskikbaar by 'n hospitaal, maar hulle sou nodig hê om die rivier te kruis. En hierdie klompie inboorlinge het geglo, in daai rivier is daar bose geeste, hulle kan nie in daai rivier in nie. En hierdie jong sendeling het alles in sy vermoë probeer om hulle te oortuig om by 'n hospitaal uit te kom. Hulle het net geweier. Op 'n stadium het hulle almal gevat, langs die oewer gaan staan en hy het vir hulle gesê, kyk, ek gaan inklim, daar's 'n volgende ene buk, so, dink so. Ek gaan hier op die oewer van, julle staan hier op die oewer van die rivier, en dan wys ek vir julle, ek gaan in die rivier inloop, en julle gaan sien, niks gaan met my gebeur nie. En hy het ingegaan, en hy het gesê, sien, niks gebeur met my nie, maar hierdie mense wou hom nie glo nie, hulle wou net niks weet. Naderhand is hy so, hierso, tot by sy middellyf in die rivier, en hy sê weer eens, sien, niks gebeur met my nie. Nog steeds wou hulle hom nie glo nie. Uiteindelik het hy in die water ingeduik, aan die kant uit, deur die rivier geswem, aan die kant uitgekom, en triomfantlik sy hand in die lug opgetel, en gesê, sien julle nou? Toe eers het hierdie klompie inboorlinge geglo, en hulle was bereid om die rivier te kruis. Wat sê dit vir ons? Dis presies wat Jesus gedoen het. Presies wat hy gedoen het. Hy het ook vir die mense van sy dag gesê, julle hoef nie bang te wees nie. Julle hoef nie die dood te vrees nie. Maar hulle het hom nie geglo nie. Hy het aan 'n dooie seun geraak en hom uit die dood uit opgewek. Hulle wou hom nie glo nie. Hy het lewe in 'n jong klein dogtertjie, Jairus se dogtertjie, ingeblaas, en steeds wou hulle hom nie glo nie. Hy het vir Lazarus, wat 4 dae dood was, het hy uit die dood uit opgewek. En steeds wou hulle nie glo nie. Maar uiteindelik het hy die rivier van die dood binne gegaan, en hy is aan die ander kant, is hy uit. Hy het die dood oorwin. Hy het vir ons kom bewys, dat die dood nie iets is om te vrees nie. Jesus het self vir ons die weg gebaan, die dood oorwin. En dis wat ons vier vandag. Hierdie is 'n viering. Hierdie is 'n blye tafel. Wanneer ons hier kom aansit, dan kom vier ons die nagmaal, die dood en die opstanding van Jesus. Ja, ons moet die erns van die tafel besef, maar dis 'n tafel van oorwinning. Is 'n tafel waarin ons kom aansit, ja, met 'n erkentenis en 'n respek vir die tafel, maar ook met 'n blye en 'n dankbare hart van wat hierdie tafel vir ons beteken. So, nagmaal herinner my, ek moet onthou, ek moet verkondig en om berou te toon. Om berou te toon. Ons lees vers 27 en 28. Elkeen wat op 'n onvanpaste wyse van die brood eet, of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde deur die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet homself eers ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Nagmaal
gee vir jou en vir my ook die geleentheid om ons self te ondersoek. Om ons eie lewens ook 'n bietjie onder die vergrootglas te plaas. En wanneer die Heilige Gees 'n lig skyn op dinge in ons lewe wat nie heeltemal pluis is nie, dan het ek en jy nodig om daaroor berou te hê, dit te bely en vergifnis daarvoor te vra. Hierdie tafel, niemand word van hierdie tafel af weggewys nie. Dis 'n tafel vir sondaarmense soos ek en jy. As hierdie tafel net was vir heilige mense wat sonder sonde was, dan het die tafel so bly lyk, soos wat hy nou lyk. Nou gaan ons na die tafel toe kom en daarmee bely dat ons is sondaars. Die bewus van ons elkeen se eie sonde. En nogmaal is daai kans wat jy kry. Daar waar jy nou sit, wanneer ander aan die tafel kom aansit en jy kry 'n tydjie om bietjie te reflekteer, is dat jy kans kry om oor jou eie sonde na te dink, dit te berou, te bely, en dan vir die Here dankie te sê. Dankie te sê vir sy genade. 'n Skoon was van ons harte, as te ware, moet plaasvind. Ek vertel 'n verhaal om daarby aan te sluit. In 1818 het 1 uit elke 6 vroue het gesterf in die hospitaal. Aan iets wat hulle in daardie tyd genoem het geboortekoors. Nou in daardie tyd, in 1818, was dit die gebruik van 'n dokter, dat hulle eers in die oggende, het hulle eers na die disseksiekamer toe gegaan, dissekteerkamer toe gegaan, en dan het hulle daar autopsies uitgevoer. En as hulle klaar was met hulle autopsies, dan het hulle saalronde gedoen by al die verwagtende vroue. Wat hulle nie kon verstaan nie, is dat die sterftesyfer onder die dokter se pasiënte was, soos ek sê, 1 uit 6, maar die sale waar daar alleenlik vroedvroue was, daar het niemand dood gegaan nie. En niemand kon die verband trek en die assosiasie maak met hoekom is dit so nie. Tot op 'n stadium toe daar 'n dokter met die naam van Semmelweis. Hy het toe gekom en hy het toe die verband getrek tussen die feit dat die dokters, nadat hulle in die disseksiekamer was, nie hulle hande gewas het nie. En dadelik dan hulle rondes gedoen het. Alhoewel sy statistiek was 1 uit 50 is dood, wou niemand van die dokters hom glo dat 'n eenvoudige praktyk soos hande was lewens kon red nie. Hy het op 'n stadium gesê, geboortekoors word veroorsaak deur ontbinde materiaal wat oorgedra word. Daar's nog 'n in Binks. Hy het ontbinde materiaal wat oorgedra word na 'n wond. Hy het gesê, ek het julle gewys hoe dit voorkom kon word. En ek het al alles bewys wat ek gesê het. Maar terwyl ons praat en praat en praat, is vroue besig om te sterf. En dan sê ek, vra nie vir enige iets drasties nie, net dat julle hande was. En tog het niemand hom geglo nie. Was eers baie jare later en hy het toe die baanbrekerswerk gedoen vir mense soos Louis Pasteur ensovoorts en hy het daar hele beginsel begin van net die higiëne van om jou hande te was. Nou hoe trek ons dit by vandag? Nagmaal is 'n tyd om so hande te was, siele te was, berou te hê, onsself te ondersoek, skoon te kom. Dis noodsaaklik. Want as ons nie ons sondes bely nie, as ons nie berou het nie, dan kan dit lei tot 'n geestelike infeksie wat ook jou en my geestelike reis sal belemmer. En dis wat hierdie tafel ook vanoggend ons weer uitnooi om te doen, om berou te hê. Om die berou te hê en om van gedagte te verander oor die koers wat ons lewens inslaan. Dis 'n geleentheid vanoggend om weer opnuut as te ware ook 'n geestelike voorraadopname van ons lewens te maak. Wanneer ons aan die tafel sit.
en dan weer te sê, Here, ek wil weer koers verander, ek wil weer my lewe in, my kompas weer instel op U. Om deel te neem aan hierdie tafel voel ons miskien nie altyd waardig nie. En ons is nie. Ons is nie waardig om aan die tafel aan te sit nie. Maar dit gaan uit en uit, gaan dit oor God se goedheid. God se goedheid en hy is die een wat ons waardig maak. En dis hoe baie lief God die wêreld gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het. Hoekom? Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie tafel is 'n tafel van onthou, om te verkondig, om berou te hê en laastens om te versoen. Kyk na vers 29. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Ons is almal deel van een liggaam van Christus. Hierdie tafel is 'n teken van eenheid. Al is ons ook verskillend. Een liggaam, maar ons is verskillend. En ons mag baie keer selfs oor opinies verskil, meningsverskil, oor dinge verskil. Maar hierdie is 'n tafel van versoening, 'n tafel van eenheid. Daar word vertel dat die hertog van Wellington op 'n keer nagmaal gebruik het in sy eie klein gemeentetjie. En hy het, saam met die geleentheid was daar ook 'n arm man wat ook die nagmaal saam met hom gebruik het. Die arm persoon het opgestaan en hy het langs die hertog kom sit. En dadelik was daar 'n groot spanning en 'n ongemak in die kerk oor die arme man wat so naby aan die hertog kom sit het. En iemand het opgestaan en saggies aan die oom se skouer kom raak en hy het in sy oor gefluister dat miskien moet hy net so 'n bietjie wegskuif of miskien net wag vir die volgende tafel dat die hertog nou net eers die nagmaal gebruik. Maar die hertog se arendsoog het vinnig hy die bedoeling van die hand en die fluister raak gesien. En hy het die ou man se hand styf vasgegryp en hy gesê, jy staan nie op nie. Jy bly net hierso. Want hierdie tafel, by hierdie tafel, is ons almal gelyk. Die kruis van Jesus is 'n gelykmaker. Ons is almal, die laaste een van ons is almal ewe belangrik, ewe geliefd en ewe begenadigd. So ek wil jou elkeen uitnooi vir oggend om aan die tafel van die Here te kom aansit. Hierdie is nie 'n hervormde kerktafel nie, dis nie 'n Witfontein tafel nie. Hierdie is ook nie 'n maaltyd wat ons in 'n klub geniet waar daar net klublede betrokke is nie. Hierdie is 'n tafel vir almal. Dis 'n tafel vir almal wat reageer op Christus se liefde en wat graag 'n lewe wil lewe wat spreek van liefde en vrede en vergifnis en van genade. Hoor mooi, hierdie is 'n tafel vir elkeen wat reageer op die uitnodiging van God se genade. Is die Here wat ons self uitnooi vir oggend om brood te kom eet, wyn te kom drink, om ons te herinner aan die liefdevolle offer van ons Here Jesus Christus. Daarom wanneer jy aan die tafel kom sit vir oggend, wil ek jy moet onthou, jy moet verkondig met jou lewe. Jy moet berou toon. En jy moet weet, jy is versoen met God. Maar mag ons ook versoen ook met mekaar. As gelowige mense vra die Here ook vir ons om in vrede met mekaar te lewe. Om daar waar daar onvrede is en onmin is, dat ons alles in ons vermoë sal doen om met mense te versoen. Dis 'n uitnodiging vir oggend om te kom aansit, om te kom sien
en te kom smaak dat die Here is goed. Amen. Terwyl die tafel gereed gemaak word, kom ons sing Gesang 253. Gesang 253, daarvan sing ons strofes 1 en 2. Terwyl ons net so bly sit, U het die brood gebreek, eens by die meer. En nou vra ons, Here, breek nou die lewensbrood vir my ook, Here. Gemeente, dit is vir ons 'n voorreg om namens die kerkraad van die gemeente elkeen van julle uit te nooi om aan die tafel van Here te kom aansit. Almal wat lidmate is van ander kerke wat dieselfde belydenisgrondslag as ons gevestig is hartlik welkom om by ons tafel te kom aansit. Elkeen van ons wat nie bewus is van ons eie tekortkominge, ons eie sonde, maar ook die bewus is van hoe groot God se genade en sy goedheid is. En ja, dat is nie waardig is om te kom aansit nie. Maar God ons begenadig. Jy is welkom. Ons sal so reël, ons kom aan ons spontaan aan die tafel toe, vormas soos wat julle sien daar plek is. Die eerste ry hier voor is daar plek en dan ons eerste twee hier van die ouderdomsbanke is julle ook welkom om plek in te neem. Ons gaan vir ons belydende lidmate, ons jong belydende lidmate saam met hulle ouers en grootouers gaan ons geleentheid gee dat julle eers na vore sal kom en dan die eerste tafel wanneer ons net voordat ons bedien sal ons dan net ook vra wie wil graag aan die banke bedien word en dan sal die moederskamer ook die eerste tafel bedien word. Terwyl van die gaste wat al vanoggend hier so is, ons het 'n beker vir die wat verkies om die beker te gebruik. Ons gebruik die beker as ons toonaangewer, ons stuur die beker om. As jy verkies om eerder 'n kelkie te neem, laat die beker maar net by jou verbygaan en neem dan 'n gerus kelkie. In die bekers is slegs wyn, daar is nie druiwesap in die bekers nie, ek noem dit. In die kelkies is daar wel druiwesap, so die deurskynende vloeistof is druiwesap, so as jy dit verkies, is jy welkom. So ons stuur die brood eerste om, en daarna stuur ons die wyn daarna. So die gebruik om aan die tafel te kom aansit, omdat 'n mens daarmee ook 'n stukkie verkondig. Punt 2 vandag, is ook 'n verkondiging. Uit die bank uit op te staan, verkondig jy ook iets. Jy sê iets, ook met jou opstaan, dat jy na die tafel toe wil kom. En soos die uitnodiging ook sê, om te kom aanvaar dat die Here is goed. Ons het dan ook die gebruik, as waar mense is wat al besoekers is en het vreemd vind, ons het sulke lappies bo oor op die tafel. Die gebruik met die lappies is dat ons offergawe onder die lappies sit,
Die geldjies wat daarmee inkom word natuurlik gebruik alleenlik vir barmhartigheidswerk. So dit is die bedoeling, as jy sou sien dat iemand 'n geldjie onder die tafel, onder die doekie sit, dan weet jy wat is die bedoeling daar. Nee, dat ek kan sê, dankie vir die tafel wat ons gereed gemaak is deur ons diakens. Wat die jy dit. Dankie dat alles reg is. Omdat alles reg is, kan ek julle uitnooi om te kom sien, om te kom smaak dat die Here goed is. Kom sit gerus aan. Die res van die gemeente is dan ook welkom om te kom aansit, baie dankie. Terwyl dan nog na vore kom, kan ons miskien net dat die diakens net sien by wyse van handopsteek, dat hulle net kan sien waar mense graag met banke bedien word. Julle is baie welkom. As die diakens verbykom, steek net asseblief jou hand op en ons doen dit graag. Terwyl ons net so bly sit, wil ek vra dat ons bid. Voordat ons saam bid, wil ek ook sê dat vandag is nie net 'n nagmaalgeleentheid nie, vandag is ook Ewigheidssondag vir ons kerk se die kerklike jaar. Die bedoeling van Ewigheidssondag is ook om die mense wat ons in die besondere in die laaste jaar of 2 aan die dood afgestaan het, om hulle spesifiek ook in herinnering te roep. Maar vir enige iemand wat jy verloor het, vandag is die dag wat ons onthou elke dag. En vandag is die dag wat die kerk het ook saam met jou wil herdenk, saam met daai gemis wat jy in jou hart saamdra, en ons jou ook vertrou in die Here, en daarom is daar kersies op die tafel, net terwille van 'n praktiese reëling vir vanoggend. Jy is baie welkom om dan, as jy die kersies sou wil aansteek, vat ons saam met jou, en dan daar waar daai persoon sy fotootjie in jou huis is, ek weet daai fotootjie is daar, gaan sit daar 'n kersietjie daar en gaan steek jou kersie daar aan en dit is net 'n klein blytjie van ons herinner en ons herinner mekaar nie weer om ons nooit vergeet nie. Ons vergeet nie. Kom ons bid saam. Here ons God, U wat die begin en die einde is. U wat die lig in ons duisternis aansteek. Ons kom vandag aan U toe, Here, met dankbaarheid en met verlang. Ons bring voor U die name en die gesigte wat ons diep in ons harte dra. Geliefdes wat nie meer saam met ons sit nie, maar wie se liefde steeds binne in ons leef. Dankie vir elke herinnering, elke sagte woord, elke glimlag wat soos brood vir ons siel geword het. Aan U tafel ontvang ons vandag nie net brood en wyn nie, maar ook U troos en U nabyheid. U belofte dat liefde nie sterf nie, maar in U volmaak word. Hoor ons sigte, Here. Dra ons trane, omvou ons met die vrede wat net U kan gee. Mag ons, terwyl ons eet en drink, onthou dat ons nie alleen is nie, dat U ons nie alleen laat die pad stap nie. Mag U genade die plekke vul waar leegheid en pyn bly woon. Mag U lig aanhou brand in ons herinneringe en in ons hoop.
En dankie Here, dankie dat U is groter as die dood. Dat U die lewe van, Here van lewe is. Bewaar ons, vul ons met U liefde. Laat hierdie tafel vandag 'n plek wees waar hemel en aarde vir 'n oomblik naby aan mekaar kom. Amen. Gemeente, om dan nou met die ware hemelse brood Christus gevoed te word, moet ons geen verwagting van die brood en die wyn as sodanig koester nie, maar ons in die geloof op Christus Jesus rig, wat in die hemel is, waar hy ook ons voorspraak is, aan die regterhand van ons hemelse Vader. En waarheen die betrokke geloofsartikel ook heen verwys, laat ons ook nie daaraan twyfel nie, dat ons lewe net so werklik deur bemiddeling van die Heilige Gees met Christus se liggaam gevoed en verkook word, as wat ons by hierdie gedenkmaaltyd die brood en die wyn eet en drink. Geliefdes, die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet daarvan, dink daaraan, dat sy liggaam vir jou gebreek is. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink daarvan, dink daaraan dat sy bloed ook vir jou gevloei het. Ek lees vir ons uit Psalm 103. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken nie en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie en vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. So groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredings van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Terwyl ons aan die tafel is, gaan ons saam sing uit Gesang 239, Gesang 239, daar is hy. Jesus rots vir my geslaan, Jesus rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat, laat u lyding sonder maat. Kom ons sing strofe 1 van Gesang 239. He was self on God.
Jesus nooi ons uit met die woorde as hy sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste kom. Kom, en sit aan en beleef hoe die Here ons na siel en gees verkoop. Geliefdes, die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet daarvan en dink daaraan dat sy liggaam ook vir jou gebreek is. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink daarvan en dink daaraan dat sy bloed ook vir jou gevloei het. Psalm 90. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het. Ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is. Soos 'n enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens. Hy gaan die doodslaap in, hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny. En teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons lewe maar 70 jaar. Of as ons baie sterk is 80. En die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Here, leer ons dae tog so gebruik, dat ons wysheid bekom. Ontferm U tog oor ons, en skenk ons elke dag U liefde in oorvloed, dat ons mag lewe, mag juig en bly wees. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Ons sing die tweede strofe, en ek sal, wat kan ek doen, om my sonde te versoen? Sou my hart van ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog gebede, nog geween, kan my red, Heer, U alleen. As jy sou wou.
Dis het gesê, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Kom en sit aan en beleef hoe die Here ons oorlaai met sy goedheid en sy liefde. Is nog 'n hele paar sitplekke aan my regterkant. As julle sou graag wou. Nog 'n hele bank. Terwyl jy net so sit, net vir 'n oombliekie, kan jy jou oë sluit en net die oomblik ook inneem. Dalk ook net 'n dankgebed. Ook net vir die Here dankie te sê vir die voorreg om te kan aansit. Simbole van brood en wyn wat ons net herinner dat Jesus se liggaam vir ons elkeen aan 'n kruis gehang het. Dat sy bloed gevloei het. Net vir jouself te herinner. Dit was vir my. Al was ek die enigste persoon op hierdie aarde, al was jy die enigste persoon op hierdie aarde, dan sou die Here vir jou gesterf het. Dankie. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem jy daarvan en dink daaraan dat sy liggaam ook vir jou gebreek is. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink daarvan en dink daaraan dat sy bloed ook vir jou gevloei het.
Leeg net met my sondelas, hou ek u verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, u het ook my skuld gedra. U geslaan tot heilsfontein, was my heiland, maak my rein. Kan ek miskien net by wyse van hand opsteek net sien wie my nog aansit asseblief? Julle is so welkom en Jesaja lees ons. Al was julle skarlaak en rooi van die sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos sneeu. Deur Jesus Christus se dood het die woorde waar geword. Ons roep vandag sy dood in herinnering aan hierdie tafel. Kom en sit aan sy tafel met dankbare harte vir sondes wat vergewe is. Nog enige iemand? Dan sal hierdie ons laaste tafel wees. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap. Die liggaam van Christus. Neem eet daarvan en dink daaraan dat sy liggaam vir jou gebreek is. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink daarvan, dink daaraan dat sy bloed ook vir jou gevloei het.
Heer, my rots bo almal groot, staan U vas in elke nood. Trou van mense, dit kom en gaan, maar U bly onwrikbaar staan. Kom ons sing strofe 4. Terwyl ons net so bly sit, kom ons sê dankie. Here, ons sê dankie. Dankie vir die geleentheid dat ons aan 'n tafel kom aansit. Die smaak van brood en wyn nog in ons monde. Here, dankie dat ons op so 'n besonderse manier ook in ons geloof versterk kon word. Dat ons weer kon onthou dat ons ook van hier uit van verder, Here, met ons lewens sal verkondig dat U 'n goeie God is, dat U vol genade, barmhartigheid en liefde is. Here, dat ons ook met ons lewens berou sal toon oor sonde in ons lewe, sonde wat ons dalk nog moet berou oor hê, wat ons nog moet bely. Dankie, Here, dat ons die versekering het dat U ons wel vergewe en dat ons vry kan lewe, want U wil hê ons moet vry lewe en die lewe in oorvloed kan geniet. Jammer, Here, vir die kere wat ons U hartseer maak, selfs bedroef, met die keuses wat ons maak, dat dit baie keer getuig, Here, van selfsug en eie belang, en dat dit nie getuig dat ons U eerste sit in ons lewe nie. En dit wil ons vandag ook kom erken en bely dat ons dikwels daaraan skuldig is, Here. Dat U nie ons eerste liefde is, soos dit bedoel is om te wees nie. Ons bid, Here, dat U Gees in ons harte sal werk, weer die lig in ons harte sal skyn, om uit te wys, Here, wat ook moet verander in ons lewe, sodat ons die lewe kan lewe, wat U wil hê ons moet lewe. Help ons ook, Here, om versoenend te leef. Dankie dat U ons kom versoen het met U, want daar was eintlik 'n diep kloof tussen U en ons as gevolg van ons sonde. Maar dankie dat U ons kom versoen het met die kruis, sodat ons ook in vrede met alle mense sal lewe, maar veral ook, Here, die mense naby ons geliefdes, ons hartsmense, dat ons maniere sal vind
Here, om by mekaar uit te kom en om mekaar te vergewe en om in liefde met mekaar te leef. Ek wil bid ook, Here, vir ons nuwe belynende lidmate wat vanoggend vir die eerste keer aan 'n tafel kom aansit het. Ek bid dat dit vir hulle 'n spesiale geleentheid was om te kon deel so aan u liggaam, u bloed, u sterwe, maar ook u opstanding. En dat hulle in die toekoms by elke moontlike geleentheid sal wees om die nagmaal te kan vier. Ons het nou baie gepraat vanoggend, Here, van u dood, bloed, liggaam wat gebreek is. Maar Here, u het opgestaan. U lewe. Anders sou dit maar 'n droewige maaltyd gewees het. Maar nou kan ons fees vier, want ons weet, u lewe, en saam met u sal ons ook. Dankie daarvoor, Here, en dankie dat ons ook ons geliefdes, wat nie meer hier by ons is nie, ook vanoggend spesiaal ook kon onthou. Ons sê dankie. Amen. Ons lied waarmee ons afsluit is gesang lied 249, lied 249, 245, 245, 1, 2 en 3. Nou die seën van die Here en soos ons baie keer die gebruik het, as jy jou hande so onder wil oophou
om bietjie die seën te ontvang. Ontvang hom nou en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap met die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Kan sit vir enkele afkondiging of twee. Kan ek miskien net so vinnig by hand opsteek? Is daar miskien enigiemand nuut hier vanoggend? Splinter nuut vir die eerste keer. Rika, baie welkom. Heel eerste keer in lewende lywe. Is daarom altyd aanlyn. En daar is 'n maatjie van Mission. Is nie? Nie, familie, maatjie. Maatjie, nou ja. Baie hartlik welkom. Nog iemand vir die heel eerste keertjie? Heel eerste keer? Nee, is nie heel eerste keer nie. Daarom nie. Baie welkom vir almal van julle. As julle wil, en julle wil 'n besoekerskaartjie, of die wat nie julle hande opgesteek het nie, ons het so 'n besoekerskaartjie daar in die ingang. Julle is baie hartlik welkom. Gaan nie veel afkondigings maak nie. Ek wil net baie graag julle almal uitnooi na ons kerssangdiens vanaand om 7 uur vanaand. Daar is ook voor die tyd is daar worsbroodjies beskikbaar. As jy nog nie bestel het nie, daar's 'n paar ekstra. Of jy is sommer net welkom om jou eie mandjie te bring. Dan kuier ons voor die tyd in die saal. Dan begin ons om 7 uur. Dis 'n baie vreemde versoek, maar as jy 'n Springbok rugby trui het, jy sal vanaand verstaan. Dan kan jy hom aantrek. Maar as jy nie een het nie, moenie bekommer nie. Dan kom jy net soos wat jy is. So dit gaan 'n bietjie 'n kerssangdiens met 'n andersheid wees. Dis 'n kerkiehoutjie. In plaas van 'n kerriehoutjie, is dit 'n kerkiehoutjie, 'n kerssang kerkiehoutjie. So ons nooi julle almal hartlik uit na die geleentheid. So dit is vanaand om 7 uur. Ek dink dit is die belangrikste. Neem asseblief net kennis van al die lief en leed. My foon het nou op my dood gegaan, maar al die lief en leed, asseblief doen asseblief voorbidding vir almal. Kom ons gaan drink koffie en tee.